U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. Anke probeer skryfstukke merk, maar haar registerklasse praatjies oor die matriekafskeid bly haar aandag aftrek. As ek so na julle luister, gaan baie van julle alleen matriekafskeid toe. Dans julle dan nie? Vra sy verbaas. Nie eintlik nie, juffrou, want die meeste meisies het ouens buite die skool en wil nie saam met ons gaan nie. Ons mag nie iemand van buite vat nie, want die saal het nie genoeg plek nie. Nou gaan ons maar alleen, verduidelik Leon. Maar dit is mos sommer bog. Vir wat gaan julle nie saam met mekaar nie? Dis mos net 'n matriekdans, nie 'n troue nie. Met ons matriekafskeid het bitter min kinders alleen gegaan. Nie hier nie, juffrou. Die meeste kinders bly skaars tot 9:00 die aand. Hulle fokus eintlik net op die klere vir die uitkoms en die afterparty waar hulle kan suip, snork my verontwaardig. Dit is regtig baie jammer. As ek so luister na al die moeite wat die skool doen, is dit heeltemal die verkeerde gesindheid, sê Anke ontstel. Die kinders staan meestal net in 'n kring en dans, maar dit raak vervelig. Die onnies is ook daar en dit maak die kinders selfbewus. Verlede jaar het 'n kind direk na toesprake gewaai, nog voor die kosbedien is, sê iemand anders. Maar dit is ongeskik. Ek hoop nie een van julle doen dit nie. Ons het gebly tot hulle die musiek afgesit het en almal het met almal gedans. Die seuns het die geleentheid benut om met al die meisies te dans, want hulle altyd in die stilligheid bewonder het, maar nooit die moed gehad het om beter te leer ken nie. Dit was 'n veroulaas kuier, want die meeste van ons het mekaar daarna nog nooit weer gesien nie en sal waarskynlik ook nie weer nie. Dit was verskriklik lekker. Die gekuier daarna was beslis bysaak. Ja, maar juffrou kan goed dans. Die meeste van ons kan nie eintlik vasdans nie, sê Annelda eerlik. Vasdans is in elk geval nou uit die mode uit, merk iemand anders op. Ag, nonsens. Ek was nou die dag nog in matriek en ons het albei gedoen, sê Anke en die klas skaterlag. Dit is vir hulle heerlik dat 'n onderwyser so openlik oor haar skoollewe, haar eie skoollewe praat. Net Gerrit neem nie deel aan die gesprek nie. Anke sien hy lê nog die heeltyd op sy arms. Sy hoop nie die kind is nog siek nie. Dit is die eerste dag terug by die skool. Hoekom leer juffrou ons matrieks nie 'n paar moves nie? Juffrou kan mos goed dans, vra Willem met 'n nuutgevonde vrymoedigheid vandat juffrou Hofman hom 'n paar keer gekontak het na die rugby-insident en gehelp het om die blomme vir Esmy te gee. Anke kyk die kind verras aan. Sy het nog nooit daaraan gedink nie. Dis 'n baie goeie idee, Willem. Dit sal vir my baie lekker wees. Ek kan altyd volgende kwartaal op Vrydagmiddag klasse in die saal gee vir die matrieks as daar genoeg belangstelling is. Wat dink julle? Sal julle so iets wil doen? Vra sy opgewonde. O ja, juffrou. Dit klink fantasties, sê Esmy, erg in haar noppies en kyk opgewonde na Willem. Die blik wat tussen hulle wissel ontgaan nie vir Anke nie. Sy bedwing 'n glimlag. Van die ander kinders knik ook hulle koppe entoesiasties. Ek sê julle wat, indien julle vir my so 10 paartjies kan kry wat belangstel, sal ek kyk of ek dit kan reël, sê Anke baie opgewonde. Ons sal 'n bietjie by die ander matrieks hoor en juffrou kom sê, neem Esmy dadelik die leiding. Toe die klok lui vir die einde van die registerperiode, kyk Anke die groep kinders tevrede agterna. Sy kan nie glo sy kon in 'n kwessie van 'n paar maande so lief vir hulle geword nie. Helene wurg aan 'n knop in haar keel toe Nonkie diep in die periode voor pouse eers in die klas stap. Die hoof is besig om elke potensiële graad 12 druipeling, sowel as die kinders wat al te oud is vir hulle fase, te spreek
voor die eksamen begin. Nonkie en 3 ander seuns sal nie volgende jaar kan terugkom skool toe as hulle weer dryp nie. Dis nie die hoof se skuld nie, eerder 'n gebrekkige stelsel wat geen doeltreffende alternatief bied vir diegene wat nie in die hoofstroom vorder nie. Hulle word net jaar na jaar oorgeplaas om hulle van die strate af te hou. Helene kyk onderlangs na Nonkie. Haar Hans worsmaker is afgewas. Al wat oorbly is 2 verslae oë in 'n doodsbleke gesiggie. Die skool is vir 6 ure 'n dag vir haar 'n ontvlugting uit 'n hulpelose bestaan. Daarsonder sal sy finaal uitgelewer wees aan 'n wêreld van drank, dwelms en misdaad, waar swangerskap en 'n karige staatstoelaag die enigste vooruitsig is, nog 'n kind. En so kring die bose siklus van swaar kry net verder en verder uit. Here, hoekom word party kinders uitgelewer aan onbevoegde ouers? 'n diep ontroerende Helene moet haar les 3 keer onderbreek omdat haar stem te veel bewe. Die kinders loer onrustig onderlangs vir mekaar, bekommerd oor wat fout is met hulle onderwyser. Selfs die woeligstes is doodstil. Helene is dankbaar toe die interkom aangaan. Die afkondiging vra dat al die netbal meisies en afrigterspause dringend in die saal moet bymekaar kom. Wat is nou weer fout? Alta sal nie sommer almal bymekaar roep indien daar nie baie goeie rede is nie. Toe die klas uitstap, kom 'n skaam dogter na haar toe en gee Helene 'n stywe druk. Ek hoop juffrou voel sommer gou beter. Dankie Wanda kind. Dis dierbaar van jou, is al wat Helene uitkry. Sy is dankbaar om buite in die vars lug te kom, toe sy deur die vierkant stap. Hak Yvette en Linda onverwags aan weerskante van haar in. Hallo juffrou, brrr, maar is koud vandag. Ons soek 'n bietjie hitte by juffrou, sê Yvette. Die nabyheid van die 2 kinders bring vertroosting vir haar gemoed en teen die tyd dat hulle in die saal kom, is haar emosies weer onder beheer. Meisies, meneer en juffrou Steenkamp het aangebied om die onkoste te betaal om die 4-hoekige reeks tussen die Proteas, Australië, Nieu-Seeland en Engeland later vanjaar te gaan kyk. Dit vind in Johannesburg plaas. Sal julle belangstel om te kyk? Val Alta met die deur in die huis. Ja, juffrou, jy gekoor kinders entoesiasties en klap spontaan vir Helene hande. Sy gaap vir Alta aan wat haar reaksie met fonkelende oë dophou. Haar liewe, dierbare man. Ek dink hier was 'n gekonkel agter my rug aan die gang, sê Helene verleë, maar ek het net een voorwaarde, voeg sy ernstig by. En dit is, juffrou? Vra van die seniors nuuskierig, toe sy nie haar sin voltooi nie. Dat julle asseblief nie donderdag 1 wedstryd verloor nie. Ek wil nie hê ons moet ster tussen die bene terugry uit die buurdorp nie. Nooit nie, juffrou, skree almal soos een man. Helene se hart klop warm terwyl Alta reëlings met die kinders tref vir donderdag se wedstryde. Haar liewe man weet hoe diep die netbalspannetjie in haar hart gekruip het. Sy het niks gekla nie, maar sy weet hy kon haar teleurstelling oor al die beserings aanvoel. Hy het natuurlik die heel naweek terwyl sy besig was met haar vraagstelling gesit en wonder hoe hy haar kan laat beter voel. Niks verskaf hom meer genot as om haar te help nie. Helene voel sommer stukke beter terwyl sy die ander afrigters lagend personeelkamer toe stap. As Esmy sê, dis nie sy wat julle by meneer Venter gesplit het nie, dan was dit nie sy nie, sê Willem driftig vir Etienne waar hulle langs die kleedkamer staan. Nou wie anders het geweet ons rook daar, vra Etienne vererg. Hoe moet ek weet? Dit maak in elk geval nie saak wie vir meneer gesê het nie, dit was 'n simpel ding om te doen. Wees eerder dankbaar, meneer het nie vir jou pa gesê nie. Jy hou jou vir nie so hoog heilig. Jy het ook lekker skelm gerook, maar vandat jy so by Esmy ingekruip is dit skielik die grootste sonde op aarde. Moenie my soek nie. Jy maak al van nie die sondebok. Jy is die een wat droog gemaak het. So vat jou straf soos 'n man, anders gaan ons twee mekaar verkeerd verstaan. Is alles oukei hier? Vra Wian wat bekommerd nader kom,
waar hy diens doen. Seker maar, brom Etienne sarkasties en stap stywe nek weg. Hy is vies omdat meneer Venter hulle gevang rook het. Nou blameer hy vir Esmy, verduidelik Willem, en hy kyk sy vriend teleurgesteld agterna. Dit voel vir hom of hy en Etienne die laaste tyd ook al hoe verder uitmekaar dryf. Ek het gehoor meneer is woedend. Nou moet Etienne en al die ander wat nog nie klaar is nie, volgende Vrydag terwyl hulle ander by die huis kan bly, hulle pad kom klaarmaak. Meneer weier om enige iemand weer alleen in die klas te los, sê Wian. Sjoe, nou is ek eers bly. Ek is klaar met myne, sê Willem. Ek ook. 'n Stilte hang vir 'n wyle tussen hulle en Willem besef Wian het nog iets op die hart. My pa sê hy het op die skag gehoor Gerrit en sy pa oorweeg dat hy teruggaan graad 11 toe, verbreek hy die stilte. Willem se oë rek wyd. Maar dis mos mannigheid. Hulle sê sy kans was baie groot om die Leeu-Kruiwenweek span te haal, wat baie deure oopmaak, indien 'n mens 'n loopbaan in rugby beplan. As hy teruggaan graad 11 toe, het hy volgende jaar weer 'n kans, verduidelik Wian. Ek weet daarmee so lekker nie. Sê nou net hy kry weer 'n besering. Dis 'n groot risiko. Ek is nie so lief vir rugby dat ek 'n jaar langer op skool wil bly nie, sê Willem ernstig. Ek beslis ook nie, sê Wian en knik sy kop instemmend. Sy pa sê as ons span volgende Saterdag deurdring na die uitspele volgende kwartaal sal hulle dalk oorweeg dat hy matriek klaar maak. Anders gaan hy nie eers eksamen skryf nie. Hy sukkel glo kwaai met kopsere. Dis 'n baie groot as, sê Willem en skud sy kop nog steeds in ongeloof. Ek hoop nou net nie sy kop hak weer uit nie, sê Wian effens gedem. Willem snap dadelik wat Wian probeer sê en kyk die hoofseunstip aan. Ek glo hy sal 2 keer dink voor hy weer daardie afdraaipad volg. Dit het darm die laaste tyd goed gegaan. Ek hoop jy's reg, Willem. Ek hoop regtig so, sê Wian en stap fronsend terug na sy dienspunt toe. Lindiwe, ek kan vir jou en Norma nie genoeg bedank dat julle twee vandag kom speel het nie. As dit nie vir julle was nie, het die B-span nie vandag gewen nie. Bedank Helene die 2 dogters langs haar op die reservebank van die A-span voordat hulle die wedstryd begin. Die 2 meisies glimlag skaam, maar hulle oë blink van trots oor die onderwyser se kompliment. Hoekom het julle 2 nie aan die begin van die jaar proewe toegekom nie? Julle speel pragtig. Met soveel talent kon julle dalk in die A-span gespeel het, gaan Helene ernstig voort. Albei glimlag verleë, maar antwoord nie. Ek is baie ernstig. Julle moes gekom het, hou sy vol. Ons het nie gedink ons is goed genoeg nie, juffrou. En my pa, hy het gesê ek kan nie Saterdag ook skool toe kom vir sport nie. Ons moet dan ander goede doen, antwoord Lindiwe eerlik. Helene antwoord nie die kind nie. Dit is nie vir haar 'n verrassing nie. Daar's baie kinders in dieselfde bootjie. 'n Afrigter sal nooit al die talent kan kry om te ontgin nie. Jy kan maar net werk met dit wat op jou beskikking is. Nietemin is daar iets wat aan haar bly knaag, sodat sy aanhou torrel. Nou wat het dan verander dat julle teen tweede pouse op die laaste dag van netbaloefening kom aanbied het om sonder tekkies te kom saamoefen? Daar volg 'n lang stilte voordat Lindiwe haar skamerig in die oë kyk. Helene verwag die antwoord voordat sy dit sê. Nonkie het gesê ons moet kom help, want juffrou se span het baie beserings. Dan het die kind Dinsdag besef sy was hartseer oor haar. Ek kan maar nie dankie sê vir julle aldrie, antwoord sy aangedaan voordat die skeieregter se fluitjie hulle gesprek onderbreek. 5 minute die wedstryd in is daar nog net 3 doele aangeteken. Dit is 'n harde wedstryd met baie foute aan beide kante. Tog is die vasberadenheid op haar 7 speelsters se gesigte vir Helene goeie teken. Hulle raak nie verboureerd soos in die vorige wedstryd nie. Teen halftyd is hulle 5 doele voor. Meisies, julle speel pragtig. Tessa, wees geduldiger wanneer jy vir Liddy voer. Jy's oorhaastig. Ek wil hê jy moet meer in die middelbaan kom verdedig. Jou lengte sal 'n verskil maak. Jy weet, wat is fout met jou kuit? Julle kan my
nog 'n beroerte gee. Ek kry krampe in my linkerkant die oomblik as ek voor die doel strek, juffrou. Dis al, maar verder markeer ek niks nie, antwoord sy met 'n vasberade trek om die mond. Moet dan nie strek nie. Doen iets anders. Ek stel voor jy en Nadia probeer jou hulpdoel uit die sirkel uithou. Sy is die een wat al die doele aanteken. Kom meisies, dis die einde van die seisoen. Speel vir mekaar. Rammel sy 'n laaste emosionele instruksie af voordat almal weer hulle plekke inneem. 10 minute later verbrokkel die laaste bietjie weerstand en haar span wen met 15 doele. Toe die eindfluitjie blaas. Almal is oorstelp van vreugde. Die B-spannetjie kom vorm saam 'n kringetjie en die kreet weer galm oor die buurskool se bane. Meisies, ek is so trots op julle. Julle het vandag soveel veggees getoon. Die B-span ook. Dit was 'n fantastiese afsluiting van die seisoen. Ek moet julle almal bedank vir julle deursettingsvermoë. Dit was nie 'n maklike seisoen nie. Ek dink ook ons ander moet vir Lindiwe en Norma 'n lekker handeklap gee omdat hulle ons kom help het. Daar volg 'n spontane toejuiging en heelwat uitnodigings dat hulle die volgende seisoen moet kom speel. Die twee dogters glimlag breed. Die vrolike groepie sluit by die res van die meisies aan wat reeds 'n tonneltjie vir die eerste span begin vorm het. Helene kyk tevrede na die prentjie voor haar. Daar het maar 'n skrale 3 maande verloop sedert die netbalseisoen begin het. Tog voel dit of 'n leeftyd verby is. Dit was nie 'n slegte manier om haar afrigtingsloopbaan te beëindig nie, dink sy dankbaar. Ek is baie bly vir die netbal omdat al die spanne vanmiddag gewen het. Die meisies het so mooi gespeel, sê 'n moe Anke vir Arno, wat 'n beker tee vir haar aangee. Dit klink vir my asof iemand, ek sal nou nie name noem nie, sy hart deur die sport verower is, spot hy. Jy seker reg, maar dit beteken nie ek het nou skielik meer kennis nie. Die kinders en die afrigters het egter diep in my hart ingekruip. Dit moet ek erken. Ek is bly vir jou. En ek is bly vir die netbal. Ten minste kan jy nou al jou aandag aan jou merkwerk en eie eksamen bestee. Anke kreun. Moet jy my nou daaraan herinner? Ek kry sommer 'n holkol op my maag sodra ek aan die volgende 3 weke dink. En meneer Lou het gesê ek moet self my toesig met iemand anders uitruil op die dae wat ek bloktyd het. Hy kan my net spaar op die dae wat ek skryf, nie op ander dae ook nie. Daar's nie genoeg toesighouers nie. Ek weet nie hoe ek dit alles gaan baas raak nie, sê sy bekommerd. Soos jou ma sê, jy is alweer besig om 'n hele trop bobbejane agter die berg te gaan haal. Jy sal regkom. En ek is mos daarom hier om te help. En kos maak en versterkings aan te dra, bemoedig hy haar. Anke is nie heeltemal oortuig nie. Ons sal maar sien, sê sy huiwerig. Ten minste kan jy uitsien na die dansklasse vir die matrieks volgende kwartaal. Die hoof en die matriekorganiseerders is baie opgewonde hieroor. Hulle hoop dit sal die kinders aanmoedig om daardie aand langer te bly, verander hy die onderwerp verduftig. Ek is nie so seker daarvan nie, maar ek moet sê ek sien baie uit daarna. Ek weet die kinders gaan dit baie geniet, sê sy opgewonde. Arno glimlag. Haai, wanneer het my ma dit vir jou gesê? Snap Anneke skielik wat Arno nou net gesê het. Haar ma het haar altyd gespot met daardie uitdrukking tydens eksamentyd as sy so stres. Toe ek en sy gesels het, antwoord hy doodluiters. Wanneer? Vra Anke agterdogtig. Sy kan nie so gesprek onthou nie. Toe sy vir my 'n boodskap gestuur het. Gesels julle met mekaar? Vra sy verbaas. Ja, ten minste 2 keer 'n week. Anke se mond hang oop. Hoekom weet ek dit nie? Jy hoef nie alles te weet nie. Dis tussen my en jou ma. Jy het mos self gesê, sy sal my wil aanneem. Trek hy haar siel uit. Nou het ek alles gehoor, sê sy, verdwaas en bars uit van die lag. Ek het haar beloof ek sal kyk dat jy nie die bobbejane loop soek nie. En ek het beloof om te sorg dat jy die vakansie vir hulle gaan kuier. O, regtig? Ek sal eers moet dink of ek julle gekonkel wil inval.
sê sy skertsend. Die stres nou heeltemal vergete. Willem, kan ek jou gou spreek, vra meneer Botha, terwyl die graad 12 hulle gereedskap wegpak. Willem kyk hom afwagtend aan, toe hy oomblikke later saam met die onderwyser buite staan. Willem, ek het nie vergeet van ons gesprek 'n paar maande gelede oor jou planne vir volgende jaar nie. Willem is dadelik die ene ore. Hy het al begin dink, dis ook net 'n leebelofte. 'n Kennis van my het my gister gekontak en gesê hy het 'n bietjie voelers uitgesteek. Hy weet van iemand wat bereid is om persone vir 'n diensopleiding in te neem as dieselwerktuigkundige of enige iets anders wat met motors te doen het. Die salaris is aanvanklik nie fantasties nie en jy moet voltydsklasse bywoon, maar wanneer jy daar uitstap, sal jy 'n sertifikaat van Soltech agter jou naam hê. Ek het gewonder of moet ek en jy nie die vakansie soontoe ry en gaan ondersoek instel nie. Wat dink jy? Heng meneer, sal meneer, dit klink fantasties. Willem is oorstelp van vreugde. Dit is uiteindelik 'n sprankie hoop aan die einde van 'n baie donker tonnel. Ek kan niks beloof nie, maar ek sal dit baie geniet om saam met jou te gaan. Wie weet, dalk kan ek kontak behou vir ander leerders vir die toekoms. Ek sal reëlings tref en jou laat weet, of wil jy eerder in 'n ander rigting ingaan? Nee, Heng, ek sal dit baie graag wil doen, meneer. Ek is mos maar 'n petrolkop. Baie dankie. Willem straal nog steeds van blydskap toe hy met die aanbreek van pouse langs Esme gaan sit. En as jy so glimlag, vra sy, terwyl sy haar kniekombers effens oor haar bene trek. Hy lig haar breedvoerig oor sy gesprek met die onderwyser in. Ek bly vir jou, Willem. So iets sal jou soos 'n handskoen pas. Ek wens ek het al geweet wat ek volgende jaar gaan doen, sug sy swaar. Al sal goed uitwerk, jy sal sien, sê hy bemoedigend. Ek hoop so. My suster praat daarom weer met my. Sy sê dit was toe die terreinwerkers wat hulle by meneer Venter gesplit het. Hulle behoort jou almal om verskoning te vra, sê Willem afkeurend. Die pot verwyd mos altyd die ketel, sê sy verontwaardig. Etienne kan sy sterre dank sy pa weet dit nie. Hulle twee se verhouding het die afgelope tyd glo baie verbeter, juis omdat sy pa dink hy raak meer volwasse en verantwoordelik. Hoe ironies is dit nou nie? As dit ek was, sê hy opraat toe sy Willem hoor lag. Wat is so snaaks, vra Esme, effens van stryk gebring. Niks nie, ek dink sommer aan die matriekafskeid. Ek sien nogals uit daarna, verander hy die onderwerp. Dis sy eerste, antwoord sy verbaas. Ek wonder sommer hoe dit sal voel om 'n kwaai meisie mens skelm in die matriek vierkant te soen voor ons klaar is met skool. Ek dink daardie aan sal 'n goeie geleentheid wees. Dink jy nie ook so nie? Sê hy doodluiters, asof dit 'n alledaagse gesprek tussen hulle is. Esme bloos bloedrooi. Vir die eerste keer die jaar is sy te oorbluf om terug te praat. Sy kyk onseker in sy oë voordat sy uiteindelik tot verhaal kom. Dalk, moet jy nie te veel op my tone trap terwyl ons dans nie. Willem skaterlag kliphard, sodat die kinders naby hulle vir 'n oomblik vraend na hom kyk. Onder die kombersie vat hy haar hand en hou dit vir die res van die pouse styf vas. Ten spyte van die yskoue suidewind klop sy hart skielik vuurwarm. Helene kyk kort op vanaf haar merkwerk om 2 kantoordeure aan die oorkant van die vierkant op te hou. Die graad 12's is besig met hulle mondeling moderering voor die vakadviseurs. Sy wonder hoe lank dit nog sal neem. Sy het gehoor die vakadviseurs wil haar sien sodra alles verby is. 'n Geproes van een van die strafklaskinders waarby sy toesig hou, trek haar aandag. Ek wil julle nie hoor nie, leer, raas sy streng. Sy sommer van voor af vies, omdat onderwysers in die eksamen moet sit en stout kinders oppas, omdat hulle nie in die kwartaal hulle strafklasse bygewoon het nie. Die geskuifel van die stoele verbreek die eksamensstilte wat al vir meer as 'n uur oor die skool hang. Oomblikke later kom die gedruis van kinderstemme by die trappe af.
Bly stil, die seniors is nog besig, weergalm meneer Lou en meneer Lou se stem deur die vierkant. Helene onderdruk 'n glimlag. Deur die jare het dit al 'n onvermydelike ritueel geword dat die juniors met die onderwysers koppe hieroor stamp. Sy gewaar vir Karen en van die ander graad 10s wat in die matriekvierkant in die sonnetjie staan en bak terwyl hulle wag vir hulle ekstra fisika les wat binnekort gaan begin. Sy is baie bekommerd oor die kind. Rassie Venter het gister vir haar vertel die kind sê sy gaan haarself nie beskikbaar stel om op die VLR te dien nie. Sy sê sy kan die tyd beter benut deur haar aandag aan haar akademie te wy. Die VLR is volgens haar slegs daar om al die vuilwerk te doen. Rassie sê hy weet dis eintlik net 'n verskoning omdat sy bang is vir die kinders. Sy bang is die kinders gaan nie vir haar stem nie, want daar is baie meisies in graad 10 wat baie jaloers op haar is. Sy moet die kind van plan laat verander, maar hoe? Jy moet jou woorde baie versigtig kies indien jy iemand met sulke intelligensie van jou standpunt wil oortuig. Sy moet dit op 'n manier vir die kind aan die verstand bring dat leierskap juis daaroor gaan om te dien en nie om gedien te word nie, om 'n positiewe bydrae te maak en nie om te bewonder te word nie. Dat opofferings en harde werk die wêreld 'n beter plek maak. Nie passiewe kritiek nie, dat jou lewe verryk word indien jy uit jou gemaksone gehaal word. Haar gedagtes word onderbreek toe haar kantoordeur oopgaan en 'n vrolike klomp graad 12s uitstap. Minute later kom Losley Winnie Olofse haar af en haar hart klop vinnig toe sy aan die kantoordeur klop. Dis die eerste keer dat sy en die vakadviseur alleen met mekaar kan gesels sedert daardie dag van haar uitbarsting. Hallo mevrou Steenkamp, kom gerus in, groet die vrou vriendelik toe sy by die deur inloer. Hallo mevrou, groet sy versigtig. Sjoe, is daar 'n oulike groep kinders wat julle het? Ek het hulle so geniet, val die vrou dadelik weg. Ek moet julle gelukwens met baie goeie werk. Ek kan sien die leerders se werk is van hoogstaande gehalte en gaan nie aan hulle punte verander nie, sê die vrou tevrede. Ek is baie bly mevrou. Mevrou Linde werk baie hard, antwoord Helene versigtig. Ek weet, sy is 'n pyp onderwyseres. Julle almal is. Dis soos 'n vredesoffer. Mevrou, oor daardie dag, ek is jammer oor my uitbarsting, begin sy onseker, maar die vrou onderbreek haar dadelik. Daar is niks om oor jammer te voel, die mevrou. Ek het begrip vir jou, julle frustrasies. Hierdie skool is een van die min oases in baie droë woestyne. 'n Mens kan sien hier is nog werk trots. As jy die breër prentjie soos ek sien, sal jy jou hande saamslaan. Dinge wat julle as vanselfsprekend aanvaar bestaan glad nie in die meeste verwysingsraamwerk nie. Al wat ek kan doen is om jou en jou span onderwysers te bedank vir julle harde werk. Ek hoor by mevrou Linde dat jy die einde van die jaar tuig gaan neerlê. Dit sal 'n groot verlies vir hierdie skool en vir die onderwys wees. Helene blaas haar asem stadig uit, aangedaan oor die vrou se mooi woorde. Dankie mevrou, ek waardeer dit baie. 'n Mens besef net op 'n dag, al hierdie baie klein jakkelsies het jou wingerd ongemerk verniel. Ek het niks meer oor om te bied nie. Hulle word onderbreek deur die Engelse vakadviseur. Jammer om te pla, kan ons twee gou ons finale vorms invul, vra hy vir sy kollega. Helene verskoon haarself. Toe sy 'n halfuur later in die personeelkamer verskyn nadat sy van die twee vakadviseurs afskeid geneem het, roep sy Betty met 'n moe glimlag. Ouma, is hier nog 'n bietjie kookwater eers? Na hierdie dag verdien ek net 'n koppie boeretoes. Skakel gerus môre in vir die heel laaste episode.